Goeiedag, dis die 30ste Mei, dis Vrydag. Nou ja, almal van ons is bly. Die hele week was 'n lang week en ons kan bietjie lekker agteroor sit môre en bietjie rugby kyk en 'n biltongkie sny vir die van julle wat so bevoorreg is. Nou ja, dis my beurt om die woord te bring en Sondag eerskomend gaan ons bietjie weer nagmaal hou. Daar's niks wat ek hierdie naweek aan het nie, so ek gaan saam met jou nagmaal hou. Dis net as ek regtig besig is by 'n plek dat ek nie kan nagmaal hou nie, dan wil ek dit nie afwater nie. Glo my. Nou ek wil 'n bietjie met jou praat en ek is nog steeds in Johannes en ons het nou gister het ons hierdie wonderlike dag gehad van Hemelvaart en ja, wat 'n geleentheid was dit nie vir my nie om te kan praat oor Hemelvaart. 'n Wonderlike dag. Jesus het gesê ek laat julle nie wees agter nie, maar ek gee vir julle my gees. Nou hoor 'n bietjie wat sê Johannes hiervan. En ek gaan vir jou lees uit Johannes 16 en hy praat in besonder van die Heilige Gees as iets baie interessant. Vers 7, en ek sê vir julle die waarheid. Man, Jesus praat nie die waarheid, hy kan nie leuns praat nie. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, met 'n hoofletter, die trooster, hy wat julle vertroos, die trooster sal nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Is dit nie mooi nie? Hy het toe weggegaan, hy het die trooster gestuur. Waar is hy? Hy is in ons hart, hy troos ons, hy help ons, hy wys ons, hy lei ons. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid. En ek sal hom van geregtigheid en van oordeel. Ek gaan dit weer lees. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my meer nie sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Wie is die owerste van hierdie wêreld? Dis die ou duiwel. Nog baie dinge het ek om vir julle te sê, maar ek kan dit nie nou, julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit dit wat uit my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne, daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en dit aan julle verkondig. Hierdie is so mooi. Nou ja, ek wil vandag vir julle sê, ek voel in my hart om so 'n bietjie met die jong mense te praat. Die wonderlike nuus is dat alles wat ons in die wêreld het, gaan op 'n stadium tot 'n einde kom. Jy gaan nou bang wees. Nee, dis tot ons voordeel, want hierdie wêreld is gebroken. Hierdie wêreld het hartseer, hierdie wêreld het dood, siektes, pyn, soveel dinge. Maar ons gaan na 'n plek toe waar hy is. Daar waar daar nie pyn is nie, daar waar daar nie hartseer is nie. Daar waar al ons geliefdes, ons pappas en ons mammas en ons oupas, hulle wag vir ons. Net die ander kant. Dit kan 'n dag wees, dit kan 100 jaar wees, dit kan 10 jaar wees, maar ek weet is daar. Hoekom? Want hy het so gesê. Maar hy het gesê, dis vir julle voordelig dat ek gaan, want ek stuur vir julle my trooster. Hy wat julle sal vertroos, hy wat julle sterk sal maak. Hy wat in julle is groter as hy wat teen julle is. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. As God vir my is, wie kan teen my wees? Dis vir ons voordelig. Wat 'n wonderlike dag was dit nie toe Jesus opgevaar het, en dit alles vir ons gegee het. Alles het jy. Jy het die krag van God in jou. Gebruik dit vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat u so duidelik met ons praat. Dankie vir elke kind vir wie ek nou bid. Elke jong mens. Baie van hulle wat nie hoop het nie. Here, hulle hoop is in die Here. U het die wêreld oorwin. U het die Gees van God, die trooster vir ons gegee. Daarom seën ek hulle vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dankie vir 'n naweek. Seën ons, Here, behoed en bewaar ons. Ons bid Psalm 91 oor ons almal. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde dag hê met 'n fantastiese naweek.
Geniet daai lekker biltongkie as jy hom so kerf. En dan dink jy aan hulle wat minder bevoorreg is. En weet dat Jesus jou baie lief het en dat jou beste nog steeds op pad is. Totsiens, tot die volgende keer.